Goeiemôre gemeente. Ek hoop het gaan goed met die elkeen. Baie welkom vanoggend hier in die gemeente. Alhoewel dit ijskoud is, hoop ek dat die woord van die Here vanoggend elkeen se harte sal warm maak. Geliefdes, ons gaan vanoggend kyk na Petrus wat opnuut weer sy opdrag kry. 'n Besonderse gedeelte. En dit sluit so mooi aan by wat ons gesing het en bely het ook met ons sangdiens met Opstanding Sondag. En hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees, gaan ook aansluit by na die opstanding van die Here. So geliefdes, ons toetrede lied vanoggend is Psalm 100. Kom ons sing dit staande saam. Juich almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer, kom met gejubel voor ons saam, en dank en loof om prys sy naam. Erken die God en sy gesag, hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid, hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel en sing, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trouw, sal hy vir altyd onderhou. Geliefdes, ontvang die fotum en die seëngroet. In Johannes 10 vers 11 staan: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Mag jy die seën ontvang van God wat u geskep het en gevorm het. Jesus Christus wat sy lewe vir u afgelê het, sodat u kan lewe. En die Heilige Gees, ons trooster en ons beskermer. Mag die drie-enige God u vandag seën om sy boodskap te hoor en te ontvang en uit te leef. Amen. Kom ons sing 'n lofsang saam. Sy liefde is meer. Sy genade en in sy geduld, herskep hy ons dageliks om hom te kan ken. Ons sonde sondag, maar sy liefde is meer. Sy bloed die betaling, sy lewe
vir al ons oortredings dra hy pyn en seer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Prys ons God, hy het ons verlos. Christus ons redder, ons bring hom eer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Prys ons God, hy het ons verlos. Christus ons redder, ons bring hom eer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Prys ons God, hy het ons verlos. Christus ons redder, ons bring hom eer. Ons sonde is ontelbaar, sy liefde is meer. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam te lees, saam as 'n gemeente uit die woord van die Here. Ons lees saam uit Johannes 21, verse 15 tot en met vers 19. Die opskrif: Petrus kry opnuut sy opdrag. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: Volg my. Geliefdes, die eerste opvallende in hierdie gedeelte is dat Jesus vir Petrus 3 keer vra: Het jy my lief? En wanneer ons na die Grieks kyk, waarin dit oorspronklik geskryf is, dan word daar 2 woorde gebruik. Dis tussen die stamwoord van agapai en philo. En daarom wil ek graag vra dat Stefan die volgende foto op die bord sit. Geliefdes, wanneer ons kyk na die Grieks, dan is hierdie 2 verskillende woorde wat in hierdie gedeelte besig is om uit te druk watter soort liefde Jesus en Petrus elke keer van praat. So wanneer ons in Afrikaans sê ons is lief vir iemand,
dan spreek ons 'n gevoel uit en ons gebruik die woord liefde eintlik vir alles. Ek is lief vir my huweliksmaat, ek is lief vir my kinders, ek is lief vir my troeteldier, ek is lief vir my kar, ek is lief vir die kerk, ek is lief vir die Here. En ons gebruik dieselfde woord in Afrikaans om ons liefde vir alles en alle mense ook te beskryf. Maar wat die Griekse taal so besonders maak, is dat daar verskillende woorde is vir liefde. En vandag fokus ons eintlik op 2 van hierdie woorde. Die eerste een, philos, wat 'n vriendskaplike of 'n broederlike liefde verduidelik. Ek is lief vir my vriende, my gemeentelede, my naaste. En dan praat ons ook van agape liefde vandag. En agape liefde is 'n liefde van opoffering. Dis 'n selfverlonende liefde. 'n Liefde wat ander bo onsself plaas. En dit is 'n heilige liefde. Nou in hierdie gedeelte, met die foto op die bord saam, kan jy sien dat agape in geel is en philo in blou is. Jesus vra 2 maal aan Petrus, het jy my lief? Met 'n gebruik van die stamwoord agape. So hy vra vir hom, Petrus, het jy my met selfverlonende, opofferende, heilige liefde lief? En dan antwoord Petrus, Here, ek het U met 'n vriendskaplike en 'n menslike liefde lief. En dan vra die Here vir hom weer, maar het jy my selfverlonend en opofferend met 'n heilige liefde lief? En weer antwoord Petrus, Here, ek het U met 'n menslike, broederlike, vriendskaplike liefde lief. En dan wat besonders is, die 3de keer, dan vra Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my met 'n menslike, broederlike, vriendskaplike liefde lief? En daarop antwoord Petrus, ja Here, ek het U met 'n menslike, vriendskaplike liefde lief. Jesus vra nie die 3de keer weer vir Petrus, of hy hom met 'n volmaakte of 'n heilige liefde lief het nie. Nee, Jesus vra vir Petrus die 3de keer, het jy my met 'n menslike liefde lief? Want daarop kan Petrus opreg antwoord. En Jesus ken Petrus se hart. Dit is 'n liefde wat Petrus nou met sy woorde kan sê, wat hy menslik gereed voel om in sy optrede uit te leef. Geliefdes, het ons die Here lief? En hoe is hierdie liefde wat ons vir die Here het? Hoe is dit sigbaar in ons woorde en in ons optrede? Want so dikwels, geliefdes, stem ons woorde nie saam met ons optrede nie. En dit is juis wat vroeër ook in Petrus se lewe gebeur het. In Matteus 26 vers 31 tot 35 lees ons hoe Petrus vir die Here sê, ek sal U nooit verloon of in die steek laat nie.
En dan later in Matteus 26, verse 69 tot 75, dan lees ons hoe Petrus die Here 3 keer verloon. Met sy woorde ontken dat hy Jesus ken en volg. So dikwels praat ons te vinnig. Ons bely en ons belowe woorde wat ons soveel keer nie kan nakom nie. Ons praat soms net so vinnig en dan later besef ons maar ons optrede was die teenoorgestelde van ons woorde. En ek dink dit is ook wat Petrus hier in sy hart beleef het. Hy het regtig opreg in Matteus 26 vir die Here gesê, Here, ek sal U nie verloon nie, ek sal U nie in die steek laat nie. En daarom lees ons aan die einde van Matteus 26 hoe Petrus huil. Hoe hy opreg jammer is dat hy nie sy woorde met sy optrede kon nakom nie. Dat hy woorde gebruik het om te ontken dat hy Jesus volg en lei en ken. Maar in hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, gee Jesus vir Petrus 'n tweede kans. Wanneer ons die voorafgaande perikoop die gedeelte lees, dan lees ons, hulle het saam geëet. 'n aanduiding van 'n verhouding. Jesus eet saam met Petrus. En dan sit hy om die vuur saam met hom, en dan vra hy hom 3 keer, het jy my lief? Baie kommentare meen, juis omdat Petrus 3 keer die Here verloon het, vra hy hom 3 keer, het jy my lief? En dis nou die geleentheid vir Petrus om eerlik voor die Here te staan. Met sy foute, met sy sonde. En Petrus bely, U weet alles. U weet alles. Want die Here weet hoe lief hy hom het. Jesus is die alwetende God, wat ons onbegryplik lief het. Al kan ons net menslike liefde vir hom teruggee. Al kan ons net soos Petrus bely, Here, ek het U menslik met 'n vriendskaplike liefde lief. Nog steeds het die Here ons dan met 'n selfverlonende, opofferende en 'n heilige liefde lief. Al staan ons daar en ons optrede en ons woorde stem nie ooreen nie. Het die Here ons agape lief. Al het Petrus vir Jesus verloon,
is daar vir hom vergifnis en herstel. Daar's vir Petrus hierdie geleentheid gegee deur Jesus om opnuut weer toegewyd vir die evangelie van die goeie nuus te gaan leef. Om toegewyd weer in 'n verhouding met die Here te kan staan en vanuit daardie verhouding te leef. En as bevestiging hiervan gee Jesus vir Petrus opnuut opdragte. Al het hy foute, al het hy sonde. Jesus gee vir hom 3 opdragte. Want hy staan steeds in diens van die Here. Die Here het agape lief. Hy het ons met 'n heilige liefde lief. Al staan ons met foute en sonde voor die Here, gee hy vir ons 'n nuwe kans, 'n nuwe geleentheid om toegewyd nog steeds in verhouding met hom te kan leef, te mag leef. Met vrymoedigheid na hom te kan gaan, net soos ons is. 3 opdragte. Laat my lammers wy. Wat aandui op die jonges, maar ook die swakkes in die geloof. Staan die jonges en die swakkes by in die geloof. Pas my skape op. Versorg en voed die skape met weiding, met geestelike kos en water. Laat my skape wy. Beskerm en bewaar en lei die skape met verantwoordelikheid en in afhanklikheid van die Here. Jesus sê in vers 19, volg my. Geliefdes, nou in Petrus se lewe, is dit nie die eerste keer wat hy hierdie woorde hoor nie. Hierdie woorde, volg my, het Petrus vir die eerste keer gehoor, toe hy nog 'n visserman was. En Jesus hom geroep het, om sy disipel te word. Die eerste keer wat hy Jesus ontmoet het hy hierdie woorde gehoor, volg my. En na alles wat hy in sy lewe gedoen het, met sy foute, met sy sonde, met sy woorde en optrede, wat nie altyd ooreenstem nie, kom die Here met sy agape liefde, met sy heilige liefde, en hy sê, Petrus, volg my. Hy gee vir hom weer hierdie opdrag. Hy gee vir hom opnuut hierdie opdrag. Die interessante is dat volg my ook vertaal kan word na hou aan om my te volg. Volg my en hou aan om my te volg. Geestelike navolging, gelowiges, vra volharding. Ons moet sê, ja Here, ons is bereid om U te volg en om aan te hou om U te volg. Dit was beslis nie altyd maklik vir Petrus nie. Geliefdes, volgens oorlewering
sê baie van die kommentare dat Petrus onderste bo gekruisig is vir sy geloof, vir sy liefde vir die Here. Dit gaan nie vir ons altyd maklik wees om opreg in ons woorde en dade te wees nie. Maar soos Petrus word ons elkeen ook geroep om in ons lewe en om in ons sterwe van die liefde wat ons het vir die Here, van daardie liefde te getuig. En daarom word ons vanoggend dieselfde vraag gevra as Petrus. Hoe het ons Jesus lief? Hoe het ons Jesus lief? In hierdie gedeelte besef ons net weer eens hoe ons liefdevolle God met ons verhouding wil hê. En hoe hy ons in daardie liefdevolle verhouding waarin ons staan met hom, ons bekwam en bereidwillig maak om met ons woorde en met ons optrede te getuig van sy liefde wat in ons werk en deur ons werk. Ons kry die geleentheid keer op keer om hier die liefde van die Here te beleef. Om deur hierdie liefde waarlik te beleef hoe ons ook hierdie opdrag ontvang om Jesus te volg en aan te hou volg. Om in liefde hierdie opdrag te kry. Om die liefde wat ons van hom ontvang in alle verhoudinge uit te leef. Deur in liefde mekaar te versorg. In liefde mekaar te ondersteun, in liefde mekaar te lei. Jesus kom openbaar homself, geliefdes, as die volmaakte herder. Jesus is die goeie herder wat ons leiding gee, wat ons beskerm, wat ons troos. Wanneer ons verdwaal, wanneer ons van die kudde af wegdwaal, dan kom soek die goeie herder ons. Die goeie herder is die een wat vir ons sorg in sy troue liefde. En wat ons lei na ware rus en ware vrede. En so, geliefdes, kry Petrus, maar so ook ons die opdrag om van ons goeie herder te getuig. Die goeie herder wat in liefde sy lewe vir ons afgelê het. Sodat ons nie net nou saam met ons goeie herder mag leef nie, maar sodat ons ook eendag saam met ons herder aan die ewige feesmaal mag wees. Dat ons sy troue liefde mag leer ken. Sy stem te kan leer ken. En hoe om in sy liefde sy stem te vertrou in ons lewe. Sy stem te volg in ons lewe.
om afhanklik te wees van ons goeie herder se stem. Ons word geroep om geestelik na onsself en na ons naaste, na ander te kyk en hulle te versorg in afhanklikheid. In afhanklikheid van die goeie herder. Is ons liefde vir die Here sigbaar? Hoe het ons die Here lief? Is ons besig om daardie liefde wat ons het vir die Here so uit te leef, dat ons ander lei om die stem van die Here ook te kan herken in hulle lewens, om ook die stem van die Here te vertrou. Geliefdes, mag elkeen opnuut bewus word van die goeie herder se nabye teenwoordigheid, van sy genade en sy heilige liefde, sy onbegryplike, selfverlonende en opofferende liefde in u lewe. Amen. In Johannes 15 vers 9 tot 13 staan: Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het 'n groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Gemeente, ek groet in die naam van die herder, wat sy lewe vir sy skape afgelê het. Genade en vrede vir u elkeen. Amen. Hallo.